Tony, what does it mean for old players like you? You were a former player of Kudus. You were a board member of Kudus. You are still in the administration of running the club. What does it mean for you guys that Kudus won the Premier League this year? What this means is like in one nutshell, it's a dream come true, first of all, and second of all is we give up. Where in life hope seems to subside and where faith has no longer value, we manage to have faith again. Because faith is a substance of hope for and with the evidence of things not seen. But in this time around, the evidence was seen. Evidence of hard work, evidence of what was planned ages ago, years ago, many moons ago, has come to pass. Okay. Now, these many moons ago, tell us, how did it start many moons ago? Many moons ago, it actually started there, 1960, late 1960, early 1961. Guys, they call themselves the Paralita, and they traveled from the Parel down to Walfish Bay to come and work at a construction company by the name of Price Brothers. And on their train, you know, those years it was not people can hop on a taxi or hop on a bus. They travel by train. So you travel from Cape Town to Walfish Bay within a whole week. And Uncle Dougie Dyers, a very prominent figure within Rugby South Africa, was on the train. He was the foreman of these guys. And all of them were like carpenters and were working in construction itself. So as they passed the greenlands of Cape Town, coming into the Namakwaland area where everything is dry and dusted and passing Keetmanshoop and traveling to Windhoek, coming to Windhoek, and then, you know, at that time people were playing Klawitsas. If you are Cape Townian, you will know what Klawitsas is. People playing dominoes, and they start to chat. And as they chat, they said, listen, when we reach Walfish Bay, a rugby team is needed, because it's born and bred within a Cape Coloured. Rugby is born and bred. You can't take that away from them. And as they passed Okanya, they saw this bunch of Springboks playing around, and one guy said, listen, you must call them Springboks. And then out of nowhere came this huge kudu standing there in the midst of everybody. And it was the end. When these guys, I believe they never saw kudu as was discussed by one of the founding members, still alive, Patrick Joseph. He said when they saw this huge skudubel, or they mentioned it, when they saw the skudubel, like we said in Afrikaans, met al die trotsheid, met al die boldness, uitstaan bo almal, met hierdie gedraaide horing, het die naam Kudu Rugby na vore gekom. Dit is hoekom die klub bekend staan as Walvis Bay Kudu Rugby Football Club. 'n trotse geskiedenis, en die man het toe hier gekom en het toe hier gekom bly, en op 17 Maart in die Messing is die eerste vergadering gehou. As jy van Walvis, sal jy presies weet wat is die mes, en in die Messing was die vergadering gehou in die hoekste kamer, want dit was die grootste,
En natuurlijk moet ek vandag met trots sê, my pa was natuurlijk die eerste sekretaris van die klub. En hy en Uncle Daggie het toe deel uitgehad om toe hierdie konstitusie te skryf. En as ek nou praat van sy vaardighede, hy was 'n ou wat baie boeke gelees het. Natuurlijk is hoe jy jou kennis opbou deur baie boeke te lees. En hy was dan ook 'n qualified carpenter van beroep. Ouens soos Kanon en die manne het almal deur sy hande gekom. So op die einde van die dag het hierdie Kudu Rugby Club het toe ontstaan 17 Maart. Daar was spanne met die naam van Temperance en ouens wat hy toe gespeel het. En hierdie Perelite het eensit by mekaar gekom en Uncle Daggie het hulle gedryf en Kudu Rugby bestaan net uit familie uit. Dit is altyd 'n broer neef. Dit is altyd so iets wat dit by mekaar hou. En hier in die laat 68 toe kom sluit 'n ou soos Exie toe aan en die manne speel op sandvelde en daar was prominente figure soos as jy kyk vandag na die toeskouers, jy sal altyd sien daar's een prominente figuur soos 'n vrou wat altyd uitstaan. En daai tyd was dit dan nou Auntie Sanna. Ons het later bekend geraak as Dick Sanna. En sy was groot van postuur en natuurlik het sy geloop en sy het gesê sy is 'n goeie koei. En later het Young Tigers op die toneel gekom. Fees, the battle was fees. Hy was 'n battle op sy eie en die groen tier met die maroon oë en dit was goeie rugby. Ek was nog nie gebore daai tyd nie. So ek praat alles uit die mond van hoe my ouers dit aan my oor vertel het. En dan so laat in die 70's het ouens soos weer eens figure soos oom wat eintlik fantasties is, oom Riet, Mike Riet. So Mike Riet was niemand se besigheid nie. Ek het vir Mike gesien hier in die laat 70's, begin 80's toe, begin ek ook nog gedagte kry van rugby, toe sien ek vir Mike Riet daar. Oom Mike Riet was 'n senter van formaat. Maar soos Mike vir my gesê het, as hy nog vandag ons rugby gespeel het, het hy seker nie meer bestaan nie, want oom Mike was baie kort van draad. En Alex Sheldon was byvoorbeeld die ribbermannetjie genoem en hier in die vroeë 80's toe kom stap 'n ou soos Desmond Frankfurt, hulle kom die manne en Tjuta in die laat 80's, Tjuta Aubrey, Tjuta De Wee, en toe kom hierdie jong generasie wat nou die ou manne is, Greg Swarts, Johan Pauls, toe kom hulle almal daai groep deur en later in die vroeë 90's toe kom stap ons groep deur, ons Blommele, Denver Forbes, almal daai manne kom stap ons groep deur. Dan in die 2000's het jy dan nou dan Campbell, Ivan Francis, Connie Jacobs, kom stap daai groep deur. Gerald Matos was nou natuurlik hier van die laat 80's af, vroeg 90's, was hy reg deur tot in die laat 2000's. Hy en Franco prominente figure vertolk in die klub, hulle beste gegee. En jy kan sien vandag wat dan deurgekom het, Ryten Paulse, Craig Swarts, Lloyd Jacobs, almal die manne wat toe dan net deurgekom het en dis 'n ryk sukses, dis 'n duur sukses en ons het natuurlik hierdie lied wat ons het, We are the boys of Kudus. We are the Kudu boys. We know our manners and we show our manners and we are respected wherever we go. Here we are in Narwhal Town, but no more Narwhal Town, in Wolfish Bay Town, doors and windows open wide. And we can sing and we can play a rugby game. We are the Kudu boys. Dit is wie Kudus is. Getoe, gemerk, ingegraveer. Is ons hart en siel, is ons Walvisbaai, ons klop blou, ons harte is blou. Prominente manne wat op ons bestuur gedien het, die Alistair Carolissons, Zane Janssens, die Gregory Swartse, die
James August, Boet Williams, die Kunsbroers, is allemaal prominente figure en waar niemand ons 'n kans gegee het die Here vir ons 'n kans gegee en hy het vir ons gewys as ons getrou bly, hy is regverdig om vir ons deur te kom. Dit is my Kudu verhaaltjie kort en ek sal nooit vergeet as ek mag afsluit met hierdie staaltjie. Ons land toe destyds op, land ons in ons gespeel 'n finaal, ek en destyds Jurgen Harold Udu, ons is die kleinste en ons travel Keetmans hoop toe, ons gaan speel toe op Kap daarso. Kudus wen toe en die gemeenskap van Narrowville is saam op die bus. En ons kon net daai tyd beleef het wat hierdie Kudu dans na voorskyn bring. Dit was ook 'n tyd natuurlik nadat Young Tigers ook nie meer aktief was nie. Toe kom sluit hulle aan en hulle word deel. En ons het al daai tyd geweet dat sou almal net onder een vaandel trek, dat die sukses van rugby groter sal wees as wat ons enige iets dink. So Kudu Rugby Club, glo ek is baie trots. Ek dink Kudu Rugby Club is uit hulle nate. Natuurlik is dit vir my 'n absolute groot voorreg om Evan Isaacs en sy span geluk te wens en te sê well done. 2005 was ek natuurlik die goeie geleentheid getoon om hierdie klub te lei. En 2007 kon ons ook hierdie sukses bereik om die klub na Premier League toe te vat. So in myself is daar soveel gebore, is daar soveel net Kudu, dat ek net vir u wil sê, gemeenskap van Walvisbaai, dit wil soms lyk asof die uitdagings van Walvisbaai vir ons baie raak. En ek dink Kudu Rugby Club het soos 'n lig gekom wat nuwe hoop gee. Nuwe identiteit gee vir kinders. En ja, ons is nog nie daar wat ons wil wees nie. Ons het nog nie bereik dit wat ons graag wil bereik nie. Ons wil ook ons klub heeltemal professioneel wees. Ons wil ook kyk om ons kinders die beste te gee wat ons kan gee. Ons wil ook duisende rande uitbetaal. Ek weet dit is 'n hartklop vir almal wat op die bestuur is. Maar soos ons nou gesien het, dat met gebed en met glo en met determinasie en met die regte persone in beheer. God is getrou en God is regverdig en hy kom deur. Ons is grondlegging is Christus. Dis hoekom ons lees en dan ook staan. Nulus secundus nooit tweede.